Welkom toekomstige meesterstoffideerders. Reg, kom ons duik sommer dadelik in. As jy besig is om rad te trap vir jou kwartaal 2 teorie-eksamen in jaar 1 stoffering, dan is jy op die perfekte plek. Hierdie is jou visuele studiegids, of kom ons noem dit jou wegbereider vir die kernbegrippe van die vak. Ek weet, jy wil eintlik liewer in die werkswerkel wees, reg? Jy wil materiaal en hout in jou hande hê, maar glo my, 'n uitstekende praktiese vakman word gebou op 'n kliphalde teoretiese fundament. So vandag gaan ons daardie fundament ordentlik vas lê sodat jy met absolute selfvertroue by daai eksamenlokaal en natuurlik by jou volgende projek kan instap. Goed, kom ons kyk vinnig na ons padkaart vir vandag. Ons het 5 dinge op die spyskaart. 1. Werksplekveiligheid. 2. Jou persoonlike beskermingstoerusting, beter bekend as PPE. 3. Ons kyk na jou meetgereedskap. 4. Takkel ons die eenhede en berekeninge. En ons sluit af met nommer 5, tegniese tekeninge. 5 logiese stappe na sukses in die werkswinkel. Ons koop af met nommer 1, werksplekveiligheid. Weet jy wat is regtig fascinerend? Die bronmateriaal wys dat werkplekongelukke baie keer glad nie toevallig is nie. Dit gebeur juis wanneer ons onverskillig raak. Jy doen dalk 'n herhalende taak vir die soveelste keer, jy raak oormatig selfversekerd en boem, daar gebeur iets onverwags. Dit is hoekom die gereedskap wat jy kies absoluut ononderhandelbaar is. Vat nou maar 'n hamer as voorbeeld. Het jy geweet 'n houthandvatsel breek wrekmaklik? Belê liewer in 'n hittebestande hamer met 'n staalhandvatsel. En hoorie, jy moet jou gereedskap gereeld inspekteer. As iets stikkend is, rapporteer dit dadelik. Doen daai gereelde instandhouding. Stoor dit veilig weg van kinders af en asseblief, as jy dalk op 'n leer staan of op 'n platform werk, moet asseblief nooit jou gereedskap bo op daai hoogte los nie. Dis 'n lelike ongeluk wat net wag om te gebeur vir die ou onder jou. En dit bring ons by 'n absolute thriller as dit nie reg hanteer word nie, die pneumatiese kramgeweer. Hierdie ouetjie is seker een van die kragtigste dinge in jou arsenaal, maar hy gebruik saamgeperste lug en luister vir my, hy vergewe nie foute nie. Jy moet 'n streng vasgestelde volgorde volg. Heel eerste, voor jy enigiets anders doen, dra jou gesigsbeskerming. Dan verveer jy dat alle dele stewig vas is voordat jy hom eers optel. En hierdie klink dalk voor die hand liggend, maar dit moet hardop gesê word. Moet dit nooit op jouself of enigiemand anders rig nie. Dis nie 'n speelding nie. Wanneer jy klaar is vir die dag, moenie net vinnig die ligpyp uittrek nie. Maak eers seker jy stel die druk uit die stelsel vry, stoor hom altyd heeltemal ongelaai, gebruik daai veiligheidsknop en moet hom nooit onbeman laat rondlê nie. Wat ons mooi oorlei na afdeling nommer 2, persoonlike beskermingstoerusting of soos ons almal dit ken, PPE. So hoekom dra ons eintlik hierdie PPE? Wel, behalwe vir die feit dat ons al ons vingers en tone wil huis toe vat na 'n lang dag, is dit letterlik in die wet vasgepin. Beroepsgesondheid en veiligheidswetgewing stipuleer dit baie duidelik. Dit is jou werkgewer se absolute verantwoordelikheid om te verseker dat die beskermingstoerusting wat hulle voorsien, jou genoegsaam beskerm teen enige gevare waaraan jy in die werkswinkel blootgestel word. Jou veiligheid word deur die reg gerigsteun. As ons na die werkskool kyk, is daar 3 noodsaaklike items wat jy elke liewe dag gaan gebruik. Eerstens, die goeie ou oorpak. Stoffering is morsig, kom ons wees eerlik met mekaar daaroor. Daar is gom, daar is kleurstowwe, daar is splinters. Jou oorpak kom bo oor jou gewone klere, net om daai ongewenste gemors en spatsels af te weer. Tweedens, jou veiligheidsbril. Geen verskonnings hierso nie, dit is verpligtend. Hoekom? Daai rondvleiende pyn, dalk 'n los houtstukkie of 'n krammetjie wat uitskiet, dit kan verskriklike korneale skaafplekke op jou oog veroorsaak. Jy het net 2 oë. En derdens, die stofmasker. Dink net aan al daai skuimrubber, houtstof en vloeibare dampe rondom jou. Hierdie masker is absoluut krities om jou mond, jou neus en veral jou longe mooi skoon te hou van al daai skadelike goed. Reg, kom ons beweeg aan na deel 3. Ken jou meetgereedskap. Hier is 'n groot waarheid van stoffering. Ons het beslis nie 'n een groote pas almal benadering tot meet nie. Jy gaan met verskillende dinge moet werk. Aan die een kant het jy die staalmaatband. Omdat hy lekker stewig is hy absoluut perfek vir daai lang, reguit stukkies hout wat jy moet afmeet. En om hom skoon te maak, maklik, vee hom net af met 'n lintvrye lappie. Aan die ander kant het ons die buigsame materiaalmaatband. Denk bietjie daaroor. Hoe gaan jy 'n geboue bankloning met 'n rigiede stuk staal probeer meet? Jy kan nie. Daarom gebruik jy die materiaalmaatband wat fyn werk in meters, sentimeters en millimeters. Onthou net een goue reël hierso. Hou hierdie een heeltemal droog sodat daai metaalentjies op die punte nie begin roes nie.
Behalwe vir jou maatbande is daar nog 3 ander staatmakers wat jy fyn moet ken. Eerstens is daar die naaldwerkmeter. Dis vir daai baie fyn detaalwerk, soos jou some en nate. Sy grootste vyand is direkte sonlig. So bære dit mooi weg in die skaduwee sodat daai materiaal nie per ongeluk uitsit en rek nie, want dit gaan jou metings heeltemal gooi. Dan het ons die ou betroubare staaliniaal. Jy gebruik hom spesifiek om plat stukke spons en materiaal te meet en te merk voor jy sny. Sy hoofreël: maak asseblief seker daardie nommertjies en merkies bly leesbaar. As jy dit nie meer kan sien nie, is dit letterlik net 'n nuttelose stukkie yster. Laastens, die winkelhak. As jy perfekte haakse 90° hoeke wil hê, gryp jy hierdie gereedskap. Maak net seker jy kontroleer hom so nou en dan sodat jy doodseker is hy het nie dalk per ongeluk gebuig nie. Dit bring ons by 'n baie belangrike fondasie vir enige projek. Afdeling 4: eenhede en berekeninge. Ek weet, sodra 'n mens die woord berekeninge hoor, wil 'n ou sommer moedeloos raak. Maar die geheim is net om die eenhede te koppel aan regte, fisiese goed in jou werkstaal. Kyk bietjie hierdaar. As jy besig is met iets piepklein, soos die breedte van 'n knopsgat of 'n fyn naad, dink in millimeters. Dis die kleinste een. As jy bietjie groter gaan, sê net maar jy knip 'n medium patroonstuk uit vir 'n stoel se rugkant, dan praat ons van sentimeters. En as jy by die groot dinge kom, as jy by die verskaffer staan en jy bestel lang houtplanke of hoope materiaal vir 'n groot bank, bestel jy dit in meters. Sien jy? Millimeters vir die fynwerk, sentimeters vir die patrone, meters vir die groot inkopes. Nou, as jy wil wissel tussen daai millimeters en sentimeters, dan is jou touwergetal 10. Dis doeteenvoudig. Om sentimeters na millimeters toe te vat, maal jy dit bloot met 10. Kom ons sê jy het 'n 15 cm stukkie. Maal dit met 10 en jy het 150 mm. En omgekeerd is dit presies dieselfde beginsel. As jy van 'n klein eenheid soos millimeter af teruggaan na sentimeter toe, deel jy net deur 10. So 20 mm gedeel deur 10 gee vir jou presies 2 cm. Dis tog maklik genoeg. Maar sê nou jy moet rondspeel tussen sentimeters en meters. Wel, dan verander daai touwergetal na 100, want ons weet mos almal daar is 100 centimeters in 'n meter. So kom ons doen 'n voorbeeld. Jy koop 45 meter materiaal en jy wil weet hoeveel sentimeter dit in totaal is. Jy vat daai 45, maal dit met 100 en daar is dit, 4500 centimeter. Net so omgekeerd, jy meet dat jy 75 centimeter se hoed oor het en wil dit vinnig na meters toe vat vir 'n bestelling. Deel dit deur 100 en jy kry 0,75 meter. Sodra jy lekker vlot is met wanneer om 10 te gebruik en wanneer om 100 te gebruik, is hierdie wiskunde heeltemal in die sak. Ons heel laaste bietjie wiskunde vir hierdie sessie, en luister mooi na hierdie een, dis belangrik, is die groot verskil tussen omtrek en oppervlakte. Hulle beteken 2 verskillende dinge en mense raak altyd deur mekaar daarmee. Dink net so hieraan. Die omtrek is die grensdraad. Dit is die totale afstand wat al op die buitekant van jou vorm loop. Jy bereken dit maklik deur net die sye bymekaar te tel. Sy plus sy plus sy plus sy. En die antwoord daarvan bly net in daai gewone lengte-eenheid, so sentimeters. Oppervlakte aan die ander kant, dis die totale plat spasie binne in daai vorm. Dink aan die gras binne in die grensdraad. Om dit te bereken, vat jy eenvoudig die lengte en jy vermenigvuldig dit met die breedte. So as jy 'n reghoekie het wat 10 cm lank en 7 cm breed is, 10 maal 7 gee vir jou 70 vierkante sentimeter. En dis die vangplek. Jy moet altyd sê vierkante sentimeter of millimeter as jy met oppervlakte werk. Reg, ons is by die laaste stappie, afdeling 5, tegniese tekeninge. Voordat ons na definisies kyk, speel gou hiermee saam. Kyk vinnig om jou. Soek enige voorwerp daar in die kamer waar jy nou sit, 'n stoel, 'n koffiebeker, wat ook al. As jy reguit daarna kyk van waar jy nou sit, sien jy hom op een spesifieke manier. Maar as jy opstaan en jy gaan staan direk bo-oor daai selfde voorwerp en kyk af, verander daai vorm drasties of hoe? Dit is presies waaroor ruimtelike verbeelding gaan en dis die hartklop van tegniese tekeninge in ons bedryf. Vir die eksamen en verseker as 'n professionele stoffeerder op die vloer, moet jy 'n meubelstuk uit 3 baie spesifieke hoeke kan sien en teken. Ons noem hulle aansigte. Die definisies is regtig net gesonde verstand. Die bo-aansig is letterlik dit wat jy sien as jy direk van bo af kyk. Jou vooraansig is presies daai uitsig as jy vierkantig reg van voor af direk na die meubelstuk kyk. En die sy-aansig is natuurlik as jy direk van die kant af inkyk.
As die voorman in die werkswerk vir jou 'n patroon gee, is die kans bitter goed dat dit in hierdie verskillende aansigte vir jou opgebreek is. Jy moet dit dus in jou kop weer as een 3D-prentjie kan bymekaar sit. En daar het jy dit. Dit som die kern van kwartaal 2 so pragtig op. Ons het gekyk na hoe om jou gereedskap veilig en slim te hanteer. Ons het deur die noodsaaklike PPE-items getrap, jou metings en wiskundespiere 'n bietjie gebuld en uiteindelik gekyk na ruimtelike tekenings. Ons het gewys dat 'n ware vakman beslis veilige hande met 'n vlamskerp verstand pareer. Ek hoop hierdie oorsig help om daardie teoretiese fundament mooi vas te messel. Maar voor jy teruggaan na jou handboeke toe, los ek jou met hierdie vraag. As absolute akkuraatheid en veiligheid jou stewigste fundament in die werkswerkel is, watter ander aspekte van jou daaglikse lewe kan dalk ook baat by daardie goue beginsel van meet 2 keer, sny 1 keer? Baie sterkte met daai eksamen julle, gaan wys hulle wat julle kan doen.